There's a space in every beating heart. There's a longing that reaches past the stars. There's an answer to every question mark. There's a name. There's a hope flowing through these veins. There's a voice that echoes through the pain. There's an ember ready for the flame. There's a name. We will fix our eyes on the one who overcame. We will stand in awe of the one who breaks the chains. Love has a name, love has a name, Jesus. Love has a name, love has a name, Jesus. There's a joy that triumphs over fear. There's a laughter that wipes away all tears. There's a presence that changes atmospheres. There's a name. We will fix our eyes on the one who overcame. We will stand in awe of the one who breaks the chains. Love has a name, love has a name, Jesus. Love has a name, love has a name, Jesus. Victory has a name, victory has a name, Jesus. And joy has a name, joy has a name, Jesus. The name that's lifted up forever, the name that shakes the earth and shakes the heavens, the hope for every heart, the Savior of the world, Jesus. Jesus. We will fix our eyes on the one who overcame. We will stand in awe of the one who breaks the chains. Love has a name, love has a name, Jesus. My victory has a name, victory has a name, Jesus. Joy has a name, joy has a name, Jesus. Joy has a name, joy has a name, Jesus.
told the sun where to stand in the morning? Who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Those words alone can catch a falling star. Now I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, He lives. And all of creation testifies this life within me cries. I know my Redeemer lives. The very same God that spins things in orbit, He runs to the weary, the worn and the weak. And the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring us victory. Now I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, He lives. And all of creation testifies this life within me cries. I know my Redeemer, He lives. And He died for my sin. Oh, but now He's alive, and there's an empty grave. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, He lives. And all of creation testifies this life within me cries. I know my Redeemer. Oh, He lives. I know that I know that I know that I know my Redeemer lives. He Dit is so 'n voorreg om elke Facebook-kyker, elke YouTube-kyker te verwelkom by ons online konferensie hier in die Weskaap. Ek weet dat die Here het 'n doel met u, met elke een van u, en die boodskap wat sal uitgaan. Ons tema van die naweek is op die spoor van herlewing. Ek weet vanoggend dat daar 'n doel dat u ingeskakel het. Nooit as u vanoggend sê per toeval, dis nie waar nie. My God, halleluja, spesialiseer in nie per toeval nie, want hy is die koning van alle konings. Hy is ons heerser, hy is ons God met ons, hy is ons blink en môre ster. Dis die koning wat ons aanbid. Hy het met u 'n afspraak vandag.
daar waar u sit, miskien met 'n koppie koffie, rustig agteroor, dit het tyd geword, dat ons sal besef, ons sal moet meer insit vir die koning van alle konings. My tema vir oggend gaan wees, skeduleer u self op die spoor van herlewing. Skeduleer u self om in die koninkryk en vir God iets te kan beteken. Skeduleer u self om nie jou tyd te maak nie, maar om jou tyd God se tyd te maak. Dis 'n voorreg om die boodskap aan u te bring. As u sien ek raak so opgewonde, dis omdat Jesus in my woon. En ek weet vanoggend, as hy in jou woon, gee hy vir jou 'n opgewondenheid. My teksvers gaan wees Habakuk 3 vers 2. Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe. Begin lewe in hom. Begin iets doen in hom. Raak besig met God. Raak besig met sy werk. Doen iets vir Jesus. Arbei vir die Meester tot hy ons kom haal. In die midde van die jare, laat dit bekend word. In toring, dink aan onverruiming. Laat dit bekend word. Laat sy evangelie uitgedra word. Laat dit beweeg. Omdat daar siele is wat honger is en dors is. Ek dink aan die gedeelte toe ons as kind was en ons baie my pa het op die spoorweg gewerk. Daai jare noem hulle die spoorweg en gewoonlik daai jare het hulle baie mense in diens geneem en hulle noem dit ons het 'n vrypas gekry om op die treine te ry. Dit was vir ons as kind iets gewees en dit was vir ons so 'n vakansie gewees op daardie trein. Ek onthou dat die drywer, daar was 'n drywer voor, 'n masjinis, daar was 'n assistentdrywer, daar was 'n kondukteur, hulle noem hom deesdae die treinbestuurder. Maar hy was geskeduleer om op 'n sekere tyd uit die Kaap of waar te beweeg. Hy was geskeduleer om in 'n rigting te beweeg na 'n stasie op 'n sekere tyd op die stasie te wees. En ons het altyd so gekyk, baie van die stasies staan na mense, hulle staan met bagasie, baie van hulle het groot bagasie, baie bagasie, dan klim hulle op die trein, hulle het geweet, en toe ek opklim, ons kind, het ek geweet, waant om te beweeg, ek het geweet, waant toe gaan die trein, ek het geweet, hoe laat ek in Johannesburg gaan aankom, ek het geweet, waant toe ek op pad was. Weet u vandag waartoe u op pad is? Is u geskeduleer vandag op daardie pad, op daardie spoor na herlewing? As ek so dink aan Jesus en ek dink aan God wat ons masjinis is en ek dink aan ons treinbestuurder wat Jesus is, hy is ons kondukteur. En ek dink daar was 'n tyd ook in my lewe dat ek ook nie geweet het waartoe nie. Ek het nie geweet hoe om te maak nie, maar toe ek opklim op daardie spoor na herlewing, toe ek geskeduleer word en toe ek tot bekering kom en ek klim op, oh halleluja, toe gewaar ek, nou weet ek waartoe ek gaan, nou weet ek het 'n visie, oh wat ek wil bereik in Jesus, ek het 'n missie en ek het 'n doel waartoe ek gaan. Maar op daardie pad waante jy so beweeg en jy's geskeduleer op God se trein. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. En ek begin met hom praat en ek beweeg en ek skeduleer myself. Daai jare toe ek tot bekering kom. Maar daar langs die stasie het mense gestaan wat gebreek is. Hulle was verlore. Hulle het nie geweet waartoe om te gaan nie. Hulle het nie geweet hoe om te maak nie. Hulle het bagasie wat ons baie keer, daar's sulke waantjies waarop ons die bagasie moet sit. Baie keer toe ek op 'n geestelike pad so sien, dan moet ons 2 van die waantjies vat, want hulle bagasie is te swaar vir hulle om te dra.
Maar hoe ek het ook gesien, toe hulle daai bagasie so opsit op die trein, toe begin hulle glimlag. Ek kan nog nooit verstaan nie, maar hulle begin glimlag, omdat die laste wat daar was, op daardie tasse wat hulle ingesit het hulle heeltemal oorgegee vir die koning van alle konings. Hulle het hom oorgegee vir Jahwe. Hulle was geskeduleer. Halleluja. Ek wat geskeduleer was om vorentoe te beweeg op daardie pad. Toe God my skeduleer, toe besef ek sal hulle moet optel. Ek sal hulle moet optel. Ek sal hulle moet vat. Ek sal hulle moet help in die rigting. Daai bagasie sal ons vir Jesus moet gee. Ons sal daardie bagasie moet aflaai. Toe besef ek, daar's werk om te doen. Is u vandag geskeduleer? Of sit u net in die banke in 'n gemeente, in 'n kerk? Ja, u is miskien gered, u is nie gered nie. Iemand het nou die dag sê vir my, dit 'n skip wat in die hawe is nie gemaak net om te staan daar nie. Hy's gemaak om te seil. Hy's gemaak om uit te beweeg. Is u gemaak om in die banke te sit vandag? Is u gemaak om net stil te sit en te sê, ek is geskeduleer in my eie tyd. My tyd is my tyd. Ek het vandag het ek vir u 'n antwoord. Jou tyd is nie jou tyd nie. Jou tyd is God se tyd. En God wil vandag met u praat om geskeduleer te raak in Jesus. Want as jy geskeduleer raak in Jesus, dan praat jy soos hom. Jy maak soos hy vir jou sê. Jy doen, jy werk vir hom. En dit raak nie vir jou 'n las nie. Ek gaan vir u saam lees uit Handelinge 9. Ons praat hier van Saulus. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, ek wil net vir u die agtergrond gee van Saulus. Hy was 'n vervolger van Christus. Hy het die disippels vervolg. Hy het vir Petrus vervolg. Maar my koning moet jy in ag neem. Ek glo nie hy het hom in ag geneem nie. Maar ek lees vir u verder. En hy val en toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en ga na die stad en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saul van die grond af op en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en na Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien en niks geëet of gedrink nie. God verskyn aan hom met 'n lig. Hy was nie geskeduleer nie, hy was op pad Damaskus toe om die disippels en God se kinders te gaan vervolg. Maar nooit rekenskap van die koning van alle konings wat met 'n lig op hom skyn. En God praat met Ananias en sê, Ananias, en verskyn aan hom, gaan na Reguitstraat toe. Jy gaan vir Saulus daar kry. Die uiteinde was gewees, toe hy hom geskeduleer het, Saulus op die pad, waantoe hy moet gaan, na God toe, en hy het hom op die spoor gesit van herlewing, hy is hom geskeduleer, in die rigting wat God hom wil hê. Ek gaan vir u verder lees, en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is.
En Saulus het begin beweeg. Wat probeer ek vanoggend vir u sê? Begin beweeg vir God. Begin beweeg. Klim op daardie trein. Klim op daardie trein wat besig is om mense op te tel. Om besig is om die wat langs die pad is, gebroke is, op te tel. Klim op. Klim op. Ek dink aan Saggeus. Saggeus was geskeduleer. Jesus gaan nou hier verby. En hy kon nie wag nie. En toe Jesus daar verbykom, toe roep Jesus uit sy klein mannetjie en hy sê klim af, want jy gaan saam met my maaltyd hou. Is ons geskeduleer vanoggend om te sê, Here, kom tel my op. Ek is so Saggeus hieronder, kom tel my op in die rigting verander. God wil vandag u denke verander. Hy wil u denke so verander, laat u tyd nie u tyd is nie. Dis God se tyd. Wat 'n voorreg het ons vandag om te weet dat God het Jesus geskeduleer. U gaan van my vra, hoe so? Ek wil vir u sê, toe God vir Jesus skeduleer, toe gaan hy op 'n 12-jarige ouderdom, en hy gaan daar in die tempel, hulle leer, die ma en die pa het hom gesoek, hulle vra vir mekaar, maar waar is my seun? Hulle het nie geweet waar hy is nie, toe antwoord hy, en hy sê, hy is besig in die tempel, maar wat maak hy daar? God het Jesus geskeduleer, om in die tempel te gaan preek, halleluja, om te weet, daar siele wat verlore is, wat langs die pad is. Ek wil vir u die definisie gee van herlewing. Dit is die hernuwing van die eerste liefde van Christene. En die gevolg hiervan is die ontwaking en die bekering van sondaars. Wat 'n voorreg het ons. Dis die hernuwing van die eerste liefde, het ek en u nog die eerste liefde van Christus? Kan ons nog saam met hom loop? Kan ons nog saam met hom wandel? Het ons daardie visie, en jy moet 'n missie, en jy moet 'n doel hê waarheen toe jy gaan? Of is u en ek vandag op 'n bootjie? Ons weet nie wat die rigting nie, ons roei, maar ons is nie geskeduleer nie. Ons is meer geskeduleer in ons eie tyd. Ons is meer geskeduleer in ons eie omstandighede. Dis nie wat God wil hê nie. Hy wil hê ons moet ons skeduleer in sy koninkryk. Ons moet beweeg. Daar's siele, die oes is ryp en die arbeiders is min. Dit sê God se woord. Waar staan u vanoggend? Waar is u en u sit miskien en besef, Here, ek is besig heeltemal met my eie situasies. Ek sit vandag met my eie probleme. Ek weet nie waartoe ek gaan nie, ek is doelloos op 'n oseaan. Ek lê doelloos in 'n hawe. Daar's nie 'n tyd wat sê ek moet soontoe beweeg nie. Ek weet nie waartoe om te gaan, wat om te maak nie. Ek sit met bagasie aan boord. Ek sit met omstandighede aan boord wat ek nie weet wat om te doen daarmee nie. Ek kan vir u vanoggend sê, daar's 'n koning van alle konings. Sy naam is Jesus. Hy wil hê u moet u skeduleer omdat daar siele is. Klim op, kry daai eerste liefde terug. Halleluja. En die koning van alle konings gaan hy bagasie wat u nog vandag dra, gaan hy vat en sê, my kind, ek maak die las vir jou minder. Jesus was so geskeduleer, dat hy op in die see ingegaan het, met 'n bootjie, en hy het gepreek. Hoekom? Want God het hom geskeduleer vir sy koninkryk. Ek kyk so in my geestesoog, daar is vandag 'n trein, masjinis is God, die kondukteur is Jesus, hy is ons treinbestuurder.
Hy sit vanoggend en hy kyk en hy wag. Hy is geskeduleer om te vertrek. Hy is geskeduleer om in 'n rigting in te beweeg, maar hy wag vir my en vir jou om aan boord te kom. Die tyd gaan kom. Laat die besuin gaan blaas. Dit gaan blaas en die trein gaan beweeg. Wil u aan boord wees van daardie trein? Wil u aan boord wees van die koning van alle konings? Wil u aan boord wees om daardie siele, as jy opklim, wat sê u dan? Here, ek is hier. Ek is u diensknegt. Maak met my soos u wil. Wil u vandag daardie besluit neem en sê ek het genoeg gesit. Ek was genoeg gesit by die huis. Ek het genoeg my eie tyd gemaak. Ek was genoeg gewees dat ek sekere bagasie vat, sekere dinge doen. Ek het nooit tyd vir die kerkie. Ek het nooit tyd om op my knieë te wees nie. Ek het nooit tyd om vorentoe te beweeg. As daar oproep kom help my, waar ook al. Ek het nooit tyd om met 'n siel te praat nie. Of ek dink so, baie keer dan beweeg ons by die supermarkte in. Dan bring die Here iemand op jou pad langs. Maar as jy nie geskeduleer is, gaan jy nie weet wat om te sê nie. Jy gaan nie weet wat om te maak nie. Maar as jy geskeduleer is op sy pad, op die pad wat hy wil hê, jy moet gaan, dan gaan hy met jou praat. Hy gaan vir jou sê wat jy moet sê vir daai siel. Jy gaan hom intrek. Al sê jy by jouself, jy het die woorde nie. Op daardie tyd sal daar 'n salwing. Daar gaan 'n lig oor jou kom. So Saulus, daar gaan 'n lig oor jou kom, wat jy weet, hy is met jou. Hy's nou hier om jou te ontmoet. Ek wil afsluit. Dis u besluit vandag. Wil u aan boord klim? Wil u betrokke raak in God se werk? Wil u betrokke raak in sy krag en sy genade? Wil u vir hom iets doen? God het jou nie verniet gered nie. Jy het tot bekering gekom met 'n doel. Jy moet 'n doel hê. Jy moet 'n visie hê. Waartoe beweeg jy? Wat wil jy bereik in Jesus? Is u vandag daar om te kan sê, Here, ek is klaar. Ek is klaar waarmee ek besig is. Ek staan aan boord. Ek is besig om my bagasie nou te pak. Wat 'n laste jy ook al by jou het. Ek pak hom nou in. Ek pak hom nou in. En God wil jou skeduleer en sê, klim op, my seun. Hy het gekom vir ons. En ons kan vandag al die lof en al die eer gee. Dis u besluit. Hy staan op die stasie. En hy wag. Waar begin herlewing? As jy gaan opstaan, jy skeduleer jouself in God se werk, dan begin herlewing by jouself. Wat 'n voorreg het ons, dat ons 'n masjinis het. Sy naam is Jesus, sy naam is God, wat vir ons op 'n rigting kan sit. En ons weet waar ons op pad is. Daar's 'n eindbestemming. Daar's 'n eindbestemming. En dan gaan ons die kroon ontvang vir dit wat ons op die aarde gedoen het. God seën sy woord. Ek weet u gaan die besluit neem vandag. Die regte besluit. God wil jou situasie omkeer. Dit lyk onmoontlik, jy sit miskien daar, die kyker sit en jy voel die trane loop. Weet u, God is nou met u. Die Gees is besig om met u te werk. Dis die koning wat ek aanbid. God seën sy woord. U moenie misloop vandag 11:00, vanaand 6:00 ons dienste. Môreoggend natuurlik ons presiderende pastoor moenie daai een misloop nie. Pastoor Gert Skuman. En Sondag aand 6:00. Dis dienste, online dienste. Ek sê vir u baie dankie. En hou dop ons online. God is groot, God is almagtig en God seën sy woord. Amen.